In Genesis 1 vers 29 tot 30, hoor ons dat die Here aan die begin vir mens en dier plante as kos gegee het. Daar was dus geen bloedvergieting nie en alle diere het van plante geleef, ook hulle wat ons nou as vleiseters ken. Dit was soos Jesaja 11 vers 6 tot 8 sê, wolwe en skape, luiperds en bokkies, kalwers, leeu's en voerbeeste was almal in vrede by mekaar. Alles het met die sondeval verander toe die mens kies om teen God in opstand te kom. Volgens Genesis 3 vers 14 tot 24 moes die slang nou op sy maag seil en daar het vyandskap tussen hom en die mens gekom. Daar het swaar kry, dorings en dussels gekom en die mens het die paradys verloor. In Genesis 9 vers 3 tot 4 hoor ons dat die mens ook vleis as kos kry en dat as 'n dier 'n mens doodmaak, God self van hom rekenskap sal eis. Diere wat voorheen plantvreters was, het nou ander diere begin jag en vreet. Die Bybel sê nie vir ons hoe dit alles gebeur het, dat sommige plantvreters in vleisvreters verander het, en of God hulle herontwerp het nie. As ons vandag na roofdiere kyk, dan is hulle ontwerp om te jag en dood te maak. Die vrugtevleermuis het byvoorbeeld baie skerp tande, maar gebruik dit om vrugte te eet, nie om te jag nie. Daar is dus duidelik goed wat ons nie verstaan nie. As ek wonder oor hoe diere wat in die paradys voor die sondeval plantvreters was, in vleisvreters kon verander, dan weet ons dat daar dinge is wat ons nie verstaan nie. Romeine 8 vers 19 tot 21 sê dat ook die skepping swaar kry en uitsien na die dag wat Christus alles sal kom nuut maak. Sien jy ook met verwagting uit na die nuwe hemel en aarde wat Christus met sy wederkoms vir ons sal bring, waar daar weer vrede sal wees?